Amen. Lord. Yes. Hallelujah. Dat is mijn naam technologie. Doe mij maar tech. Doe mij maar tech. Doe maar met tech. Ja, doe mij maar tech. High-tech. Ja, ek wil baie graag by Romeine uitkom, maar kan ek gou ietsie deel met julle asseblief? Ek gaan dit so gou as moontlik probeer doen. En ek weet, ek gaan myself heel waarskynlik op die spot sit, want ek sukkel. Ek sukkel nog steeds. En ek weet nie of dit, ek weet nie wat is dit nie. Ek gaan eers gou met die deel en dan gaan ek vir julle sê wat is my probleem. Deuteronomium 28 vers 47 en 48 sê, omdat jy die Here jou God nie met vreugde en vrolikheid van hart weens die oorvloed van alles gedien het nie, sal jy jou vyand wat die Here teen jou sal stuur, dien in honger en in dors en in naaktheid en in gebrek aan alles, en hy sal 'n ysterjuk op jou nek sit totdat hy jou verdelg het. Omdat jy die Here jou God nie met vreugde en vrolikheid gedien het nie, sê die Here, sal jy jou vyand dien. Nou kan ou verstaan hoekom sê Nehemia 8 vers 10 dat die blydskap van die Here is jou beskutting. Want solank jy hom in vrolikheid en met vreugde dien, dan gaan die vyand jou dien en jy gaan nie die vyand dien. Nou kan ou verstaan hoekom sê die Bybel, verbly jou in die Here, ek herhaal, verbly jou. Filippense 4 vers 4. Ons kan verstaan hoekom sê die Bybel in 1 Tessalonisense 5 vers 16 tot 18, wees altyd weer bly, bid sonder ophou, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus. Nou kan ons verstaan hoekom sê Psalm 100 vers 1, dink vers 2, dien die Here met blydskap. Dis van kardinale belang dat ek en u die Here met vrolikheid en met vreugde en met vrolikheid dien. Okay? Psalm 10 vers 10 sê, of vers 4, 10 vers 4 sê, dat die goddelose loer op die ongelukkiges. En oor die ongelukkige, vers 10 sê, oor die ongelukkiges het hy mag. So, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers, die bose en die geeste in die lig. Met ander woorde, goddeloses is nie ons probleem nie, dis die duiwel wat agter die goddeloses sit. So, met ander woorde, wat Psalm 10 vers 10 vir ons sê, is dat hy het mag, die vyand het mag oor die wat ongelukkig is, oor die ongelukkiges. Dis presies wat Deuteronomium 28 sê. So dis baie belangrik dat ek en u gelukkig moet wees. Nou, ek weet daar's mense wat baie slim is en baie studies gedoen het, dat hulle self sê dat as jy negatief is, dan het dit beïnvloed dit jou sel en sovoorts en sovoorts. Ons wil nie eens daar gaan nie. Ons bly net by die geestelike kant. Wat vir my nie baie belangrik is dat ons gelukkig moet wees en dat ons in blydskap die Here sal dien. Want sodoende kry ons die oorhand oor die vyand. Maar nou, kom Jeremia 16 vers 15, 15 vers 16. Jeremia 15 vers 16 sê, kom ek gaan dit gou lees. En ek wil hê met die vrolikheid en die vreugde raak sien. Want ek weet nie of dit, en nou gaan jy dalk vir my lag, ek weet regtig nie wat's fout nie. Of dit
Is dit 'n sekere ouderdom wat jy bereik? Kry mans ook daai kry hulle ook daai menopause of wat? Ek sukkel met depressiwiteit. Ek is ernstig. Ek is eerlik met u en ek sê dit hier want as ek by die huis gaan sê gaan my vrou my bestraf. Want sy glo nie daarin. Sy glo nie dat 'n kind van die Here kan depressief raak. En miskien is sy reg. En ek weet nie. Al wat ek weet is ek sukkel vir die afgelope 3 weke, ek het my blydskap iewers verloor en ek kry hom nie terug nie. En die ironie van die saak is, ek is in die woord en ek bid die dak af. My vrou sê sy kan nie verstaan dat 'n man wat so bid depressief kan wees nie. Okay, goed. Okay. Kom ons stel dit reg. Ek is nie depressief nie. Daar is simptome wat wil sê jy is depressief. Okay? Ek is nie. Maar ek wil hierdie dinge veg met alles wat in my is want dit hoort nie. Dit hoort nie. Okay? So Jeremia 15 vers 16 sê. Nou ek gaan nou gou vir my konklusie bring van hoe om hierdie ding te veg. En dan moet u vir my sê, Jette Andries, jy's dalk op iets of nee, regtig kom by man. Jy mis dit totaal en al. 15 vers 16 sê, toe u woorde gevind is, het ek hulle opgeëet. En u woord was vir my vreugde en vrolikheid vir my hart, want die naam is oor my uitgeroep, Here God van die leerskare. Goed, die woord sê ons moet hom met vreugde en vrolikheid dien, anders gaan ons vyand dien, en dan sê hy, u woord is vir my vreugde en vrolikheid van my hart. Jakobus sê, hy sê dat hy wat diep insien, hy wat diep, ek gaan die skrif so lank soen, hy soek, dan kan hy dit net neerskryf as hy wil. Jakobus sê dat hy wat diep insien, in die volmaakte wet van vryheid, is gelukkig in alles wat hy doen. Okay? So weer eens, dis die woord, hy wat diep insien in die volmaakte wet van vryheid, hier is die volmaakte wet van vryheid, dis sy woord. Hy wat diep insien is gelukkig in alles wat hy doen. So hy wat gelukkig is, die vyand, kry nie hou vas op hom nie. Wat hier is dit nou? Vers 25. Jakobus 1 vers 25. Hy wat volmaak, Jakobus 1 vers 25. Hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly, hy sal omdat hy nie 'n vergeetachtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk is, gelukkig wees in wat hy doen. Nou, as hy sê ons moet diep insien, sodat ons gelukkig kan wees, beteken dit dat mense wat oppervlakkig insien, kan nie gelukkig wees nie. Want jy moet diep insien. So melk is okay, maar melk gaan ons nie gelukkig maak. Ja, jy tydelike tevrede. Tydelike melk hou nie so. Hou net 'n rukkie. So dis die mense wat werklik vaste spys eet, wat waarlik bly is in Christus. Is hulle wat waarlik vaste spys eet, wat hierdie paradoks kan uitleef van verdruk, maar nie te neergedruk. Bedroef, maar altyd opgeruim. En uit die aard van die saak is dit net die Heilige Gees wat dit kan bewerkstellig. So, aan die een kant is dit versekerde gawe van God om verdruk te wees, maar nie te neergedruk te wees nie, bedroef te wees, maar altyd opgeruim te wees. Maar aan die ander kant is dit tog ook iets waarvan ons moet veg. Alhoewel dit 'n gawe is dit
hierdie voorbeeld van jy moet veg buitekant toe kom, die venster oopbreek om buitekant toe kom sodat jy jouself kan blootstel aan sonlig, anders gaan jy nie 'n tan kry. Op die einde van die dag is dit nie jy wat jou laat tan nie, dis die son, maar jy's die blootstelling, daarvoor moet jy veg en so moet ons moet veg vir die blootstelling aan sy blydskap sodat hy ons kan bly maak. Goed. Is dit maar net, hou net aan veg. Hou net aan veg. Die donker wolke gaan weggaan. Ek dink tog, dit is die oefening daarvoor, ek dink nie dis nie sê, wat hulle wat ingeoefen is in die gees. So dis nie iets wat jy, ek wil jou voorbeeld gebruik. As ons op melk leef, gaan jy vir baie kort periodes blydskap ervaar. Dis soos 'n baba, hy melk, maar hy moet baie melk hierdie dag. So hy drink nou melk, en sê hy, 'n uur lank is hy tevrede, dan begin hy skree. Maar wanneer ons by vaste spys kom, het jy baie langer periodes waar jy vergenoeg is. Want die vaste spys voed jou vir die helft van die dag vertrek. Maar die vaste spys, wat jy nou eet, vir jou dalk nie verweet raak. So dit is nog steeds 'n beoefening. Is dat ek dink ons periodes van blydskap is net baie langer en baie dieper, die diep wat ons van hierdie blydskap ervaar is daar. Maar ek wil dit klip in die bus gooi, dat ek in my gees ervaar, hierdie is vir jou. Wel, ek het nou 'n antwoord gekry, miskien is dieselfde antwoord. Ek gaan oor wat jy sê. Kan ek vir jou sê? Seker maar, pastoor kan maar sê. Die oomblik jy hiervan praat, ek dink ek aan Daniel 10. Daniel het gebid, en hy het gebid. En die engel kom 3 weke later. Hy sê, en die antwoord het al reeds daai tyd. Maar die engel van Persie het teen my gestaan, en ek moet hier ons bly. So, soms is dit nie net ons wat stry, daar's 'n geveg in die geestelike jare. En waar die oorsprong hiervan af is uit die duisternis. Maar soms is vir die oorwinning ons kom deurpraat wat dalk net 3 weke lang. Maar hy nooit ophou. So ons kan nie ophou. Ons moet volhard in dit tot dit lig deur. Want die lig gaan. En aan die einde van die dag glo ek sal jy weet hoekom en waarom en dit sal jou sterk maak vir die volgende. Want die aard van die saak is as kind van hier ons in die lig wandel, daar is maar pyle van duisternis af. Maar dis wat ek in my gees ervaar, omdat jy dit sê, toe kom daarmee in my. Die antwoord wat ek gekry het, nou, wat bevestigend is by die pastoor, is dat die blydskap van die Here het niks te doen met omstandighede nie. Absoluut niks nie. Om die waarheid te sê, die blydskap van die Here is so diep, dat 'n man pak slaag kry, en dan hom verbly, dat hy kon oneer ly terwille van Jesus se naam. Die blydskap is so diep, dat om middernag het Paulus en Silas lofliedere gesing. Dis nie 'n menslike, sielsgemaakte, sielsgegenereerde blydskap nie. En baie maal moet ons dan 3 weke wag, of ons moet 3 weke deur daai ding gaan, sodat die Here ons kan stroop van die ander. Dat ons werklik kan leer en werklik kan verstaan hoe werk die blydskap van die Here wat vanuit die Gees uitkom. So met die ja, okay. Eintlik is dit so voor die hand liggend, maar mense is partymal so dof. Ja. En ek sê dit altyd, jy weet, dit is baie maklik. Mense sal na broer Andries kyk, mense sal na pastoor Raymond kyk, na my kyk, en
aanvaar dat ons is geestelik volwasse nie met die gesig. Maar Surprise. ons is blootgestel dalk meer as ander daarvan. En wanneer jy in die stryd is dit baie keer moeilik om nigter na iets te kyk. Iets wat jy dalk net gister voordat jy in hierdie stryd getrap het, vir iemand anders te raak moet word. Want dis hoekom die liggaam daar is, want wanneer die kop in die storm is die hand buitekant, dit kan hy help. Is die voet buitekant, dit kan hy help. En dis hoekom dit belangrik is dat ons mekaar kan ondersteun. Amen. Kom ons sê, jy kan in 'n jou huwelik so 'n bietjie in 'n storm ingaan. Maar jy is die ou wat maand na maand, week na week huweliksverhaling doen en vir ander paartjies vertel en skielik staan die storm jou. Dan beteken akademiese kennis sweet niks. En is dit baie keer dan moeilik om jouself te beraad in daai net. Het jy dalk nodig om nie noodwendig na 'n berading te gaan, maar dalk net te gaan stil staan. Jy moet reg met die Here praat, sodat die Here met jou kan praat. So, ja. When you in a storm, sometimes the people. Amen. Jy sal nie glo hoeveel keer het ek amper die foon gevat en gesê kom nie vanaand. Ek dink jy wou Ek het gister al begin. Ek het gister al begin. So dit is 'n realiteit. Dit is 'n realiteit, maar goed, alles werk ten goeie vir hulle wat God liefhet. So ook sal hierdie saak ten goeie meewerk. Net interessant, die 25ste, dit was nou die laaste dag. Dit was die 23ste, 24ste en die 25ste. Die laaste dag het ek gaan bid en ek het 'n ongelooflike ondervinding gehad. Maar baie mense het gedink dat ons gaan die bassein gaan klank en sovoorts. Maar hy het geklank. Daar was 'n bassein. Ek het 'n bassein gehoor. En jy sal nie glo wat daai bassein gesê het nie. Ek haat louheid. Ek haat louheid. Dit was 'n verskrikking. Dis hoekom my stem nog steeds eintlik weg is. En die geweld wat, en dis moeilik want jy ou kan nie die woordjie geweld gebruik nie, maar eintlik kan jy, want die Here sê dat ek sal hom geweld aandoen en die Here sê ek haat die onregverdiges en so voort. So daar is daai negatiewe emosies by die Here aanwesig. Maar die geweld van die Gees ten opsigte van louheid is verskriklik. En die Here sê ek gaan nou met dit begin deel. Ek gaan nou met louheid begin deel. Maar aan die ander kant sê die Gees dat die wat nie meer lou is nie, vir hulle sal ek so opstaan. En die skrif het by my gekom dat hy sê dat sy aarde, die soek die hele aarde op soek na man, wie sy hart onverdeeld op hom gerig is om hom kragtig te ondersteun. En die Here sê hy begin 'n onderskeid maak tussen hom wat hom dien en wat hom nie dien. En so met ander woorde, ek sê goed Here, goed, ek soek daar dieselfde, want hy sê ons moet navolgers van God wees, as God louheid haat. Dis hoekom hy dit uit sy mond uit spieg. Presies. So jou liggaam wil ontslaa raak van hierdie kiem. Dis hoekom hy dit uitspieg. Okay? So sê die Here, my liggaam is siek en sat vir hierdie kiem van louheid wat aanwesig is. Nou moet jy verstaan. So jy ervaar die emosies van die Here ten opsigte van louheid. En jy weet dat ons moet terugkeer na ons eerste liefde toe. Ons moet weer 'n brandende hart hê en ons moet vurig van gees wees en dit behels ook blydskap in die Here en dan sukkel jy met die goed. Maar dis juis omdat en dan sê ek dis navolgers van God soos geliefde kinders.
So as die Vader lougheid haat, moet ek en u lougheid haat. Ons moet dit nie voor ons aangesig verdra nie. So dis die belewenis wat hy ook kry, dat die persyn het geblaas, en van hier af verder, sê die Here soos hy vir Josua gesê het, ek sal jou nou groot maak onder die nasies. Dat die Here sê, ek is besig om iets nuuts te doen, dinge het verander. Almal het nou gewag, niks het gebeur nie, alles het weer verbygegaan. Nee, iets het gebeur. Iets het geskuif in die geestesriekelm, en dis my en u verantwoordelikheid om in lyn te kom, vurig van gees te wees. Nie traag in die ywer nie, brandende harte te hê, en tog is daar's 'n geveg, daar's 'n stryd. Ek dink die Gees het baie duidelik gespreek. Ek dink ek hoor wat die Gees sê. Paulus sê, 'n kragtige deur het vir my oopgegaan en die teestanders is baie. 'n Kragtige deur het oopgegaan. Iets het gebeur in die Gees vir die ware kinders van die Here, en die teestand is groot. Want die vyand weet, iets het gebeur. Die vyand weet iets het geskuif. En wat ek net beleef en ervaar het, is dat jy weet, baie maal stoei ons stoei met goed, en dinge wil nie altyd so vinnig deurkom nie, maar die Here sê, jy sal nog aan 'n ding dink, dit sal gebeur, want jou hart is by my. Nou, alhoewel dit geskuif het in die Gees, is dit maar nog 'n stryd hieronder. Maar ou moenie vaskyk teen die tydelike nie. So baie dankie. Dankie dat ek dit met u kon deel. Dankie dat ons kon ook antwoorde kry in die Gees, dat die blydskap in die Here is ons beskutting. En die vaste spys bring blywende blydskap. Jesus Christus wil alles wees. Hy wil alles wees. Hy wil die Alfa, die Omega, die begin, die einde, die eerste en die laaste van ons hele bestaan wees. Ons alles moet rondom hom draai. Hy gaan nie, ek weet nie wat in Afrikaans sê, he will not settle for anything less. Hy gaan nie vir dit staan, as hy nie alles nie, is nie. In Psalm 2 sê, kus die seun, want hy kan gou toornig word. Gou. En hy is dit waardig om geaanbid te word. Romeine 6. OK. Ek gaan eers gou vir die 23 verse lees. Paulus skryf vir Timoteus en hy sê, hou aan met voorlesing. So ek hou daarvan om vir u voor te lees, want dit is die beste deel van my preek. Is die beste deel van my preek, daar's geen... OK, vanaf vers 1, hoofstuk 6, wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Want as ons met hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur die aan sy opstanding, aangesien ons dit weet dat ons ouë mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie. Want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Omdat ons weet dat Christus, nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie. Die dood heers oor hom nie meer nie. Want die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe. Maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God.
So moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus, ons Here. Laat die sonde dan in julle sterflike liggaam nie heers dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julle self tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid in diens van God. Want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Wat dan? Sal ons sonde doen, omdat ons nie onder die wet is nie, maar onder die genade? Nee, stellig nie. Weet julle nie dat aan wie julle self as diensknegte tot beskikking stel om hom gehoorsaam te wees, julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is nie? Of van die sonde tot die dood, of van die gehoorsaamheid tot geregtigheid. Maar ons dank God dat julle wel diensknegte van die sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het aan die voorbeeld van die leer wat aan julle oorgelewer is. En, vrygemaak van die sonde, het julle diensbaar geword aan die geregtigheid. Ek spreek menslikerwys ter wille van die swakheid van julle vlees. Want net soos julle julle lede diensbaar gestel het aan die onreinheid en wetteloosheid om wetteloos te wees, so moet julle nou julle lede diensbaar stel aan die geregtigheid tot heiligmaking. Want toe julle diensknegte was van die sonde, was julle vry van die geregtigheid. Watter vrug dan het julle toe julle toegehaat van die dinge waaroor julle julle nou skaam? Want die uiteinde daarvan is die dood. Maar nou dat julle vrygemaak is van die sonde en diensbaar geword het aan God, het julle julle vrug tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe. Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. Nou eerstens, al die lof en eer aan die Here dat 'n mens kan lees. Amen. Ek het al gehoor mense wat probeer lees en hulle sukkel. So die eer aan die Here dat hy jou genade gegee het, dat jy op een of ander stadium in jou lewe geleer het om te lees en jy kan lees. Weet jy, baie jong kinders kan vandag nie lees nie. So matrikulante kan nie vandag lees nie. So loof die Here daarvoor. En dan tweedens, wat goed is van lees, is dat die woord sê dat hy sal kennis gee as gevolg van dit wat jy dalk al reeds het. So terwyl jy lees, kan die Heilige Gees goed vir mense oopmaak, omdat dit deur jou mond kom. Dis hoe hy werk. En so, dis wonderlik. Okay, vers 1 sê, wat sal ons dan sê? Nou goed, waar kom Paulus nou vandaan? Paulus het 'n klomp stellings gemaak. In Romeine 5 het hy gekom en het gesê dat deur een mens het die sonde in die wêreld ingekom en sodoende die sonde meer geword en toe is die wet daarbey gevoeg om dit nog meer te maak en Christus het gekom en hy het gekom om dit te deel. Nou onmiddellik, wat sal ons dan nou sê? As die sonde wat oorvloedig geword het, dan nou net deur die genade gedeel mee kan word. Hey, kom ons maak soos ons wil. Ons lees soos ons wil. So ek wil vir julle sê dat wanneer jy die ware evangelie verkondig, moet dit hierdie vraag na vore bring. Kan ons nou maar maak soos ons wil? Want dis hoe goed die waarheid is, of dis hoe goed die evangelie is, dat jy kan voel, wow, kom ons maak dit soos ons wil. Maar nee, stellig nie. Okay? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? En dan, ook in vers 2, sal ons nog daarin lewe. Nou, dis vir my baie belangrik, dat hy sê, sal ons dan in die sonde bly, sal ons daarin lewe? Nee, want dit is nie wie ons is nie, dis nie ons identiteit nie, dis nie waarom Christus gekom het nie, dis nie waaroor die genade gaan nie. Ja, van tyd tot tyd struikel ons, ja, verseker, maar ons gaan definitief nie daar bly nie, en ons gaan ook definitief nie daarin lewe nie. Dis absoluut onmoontlik vir 'n wedergebore kind van die Here om in sonde te bly. Pastoor het vanoggend gesê, dis absoluut onmoontlik om vir 'n wedergebore kind van die Here om in sonde te lewe.
Dis definitief nie onmoontlik om van tyd tot tyd te struikel nie, dis nie van tyd tot tyd te gly nie en dan te bely en dit reg te maak nie. Nee, dit is normaal. Dis absoluut normaal, want ons moet leef in afhanklikheid van hom. Maar ons gaan nie daarin lewe nie. Daarom sê die woord, hy wat uit God gebore is, kan nie sondig nie. Wat beteken dit? My gees kan nie sondig nie. En as gevolg van my wedergeboorte, gaan ek nie daarin bly nie. En ek gaan nie daarin lewe nie. Habitual sin. Ek is nie 'n gewoonte sondaar nie. Want ek is gewederbaar, ek is onder sy genade. En dan sê hy, ons wat dit afgesterf het. Dis die kern. Dis die kernidee. Is dat, waarom kan ek en u nou in oorwinning leef? Waarom kan ons kom om oor die sonde te heers? Omdat ek dit afgesterf het. Nou, dit is moeilik om nie nou na ander plekke toe te spring nie, maar onthou dit, maak dit iewers vas. Romeine 7. Dis fenomenaal hoe hy dan dit omskryf van, hoekom moes Christus sterf? Hoekom moes Christus terwille van die sonde doodgaan en ek saam met hom gekruisig is, sodat ek aan die een kan behoort? Maar goed, so, dis die belangrikste ding, is dat ons het dit afgesterf, vers 3, of weet julle nie, dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is. Nou, daar is vreeslike diskussies rondom Romeine 6. Party mense sê dit gaan oor die doop in die gees, ander sê weer dit gaan oor die doop in die water. Ek het al op my, as ek kon sou ek seker op my kop gestaan het, en dan my Bybel so probeer lees het, maar ek kan nie sien, wat hulle sien, dat dit gaan oor die doop in die Heilige Gees nie. Want hy praat van die doop in Christus, die waterdoop. So as daar iemand is wat dit anders te sien, ek jammer, maar ek sien die doop in Jesus Christus. Dat ons in Christus gedoop is, en dit is dan juist die heel belangrikste verstaan van waaroor gaan die waterdoop, is dat ek was in Adam gewees, maar nou word ek in sy dood gedoop. Ek sterf Adam af. Ek sterf die ou natuur en die ou identiteit sterf ek af en ek gaan in sy dood in en ek staan op saam met hom in 'n nuwe identiteit, in 'n nuwe lewe in Christus Jesus. Onderdompeling, jy gaan af. Niemand kan sterf met besprinkeling nie. Dis absoluut onmoontlik. Die hele simboliek, die hele dinamika van dit alles gaan verlore, dat jy word in Christus Jesus gedoop in sy dood. Yes, amen. Presies. Jy weet, ek kan nie, ek weet nie hoe kry hulle dit reg nie. Jy moet redelik om twist en draai. Goed. Nou sê ons is dit vers 4, ons is dit saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Hoe sal ek sê, volk van die Here, broers en susters, dis die kern van Christen wees. As jy dit nie gesnap het nie, gaan jy sukkel, want dis waaroor dit gaan. Net soos wat Christus deur die heerlikheid van die Vader uit die dode opgewek is. Net so, deur daardie selfde heerlikheid van die Vader, kan ek en u in 'n nuwe lewe wandel. Het Christus homself uit die dode opgewek? Die Vader, deur die Gees, deur die heerlikheid van die Vader. Die Seun was op daai stadium dood, maar die heerlikheid van die Vader het hom opgewek. Dis nie ek en u wat 'n nuwe lewe. Ek mag my lewe gee en weet ek het die mag. Die Vader gee dit vir hom. Die Vader gee dit vir hom, maar uit die aard van die saak was hy nie by sy sintuie
in staat om dit te doen nie. Die Vader moes dit doen deur die Heilige Gees. So deur dieselfde heerlikheid. So ek en u het nie die vermoë om die lewe van die kind van die Here te leef nie. Dis deur die heerlikheid van die Vader. Dis die heerlikheid van die Heilige Gees wat ons in staat gestel word om dit te doen. En dis baie belangrik, dat net soos die Vader, soos die Seun, deur die heerlikheid van die Vader opgestaan het, net so kan ek en u in 'n nuwe lewe wandel. Dis my ideaal. Dis juist hoekom Christus dan aan die kruis gesterf het en opgestaan het, sodat ek en u in 'n nuwe lewe kan wandel. Okay? Vers 5, want as ons met hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur die aan sy opstanding. Nou, hoe meer ek en u gelykvormig word aan die dood, uit die aard van die saak word ons dan ook baie meer gelykvormig aan sy opstanding. Hulle werk so. Hoe meer jy jouself beskou as dood in Christus, hoe meer kan jy jouself beskou as lewend in Christus. En ek en u kom tot op 'n punt waar ek en u besef, goed, Christus het vir ons aan die kruis gesterf. Fantasties. Maar dis nie waar dit ophou nie. Want totdat ek nie besef, maar ek het saam met hom gesterf. Wat help dit? Wat help dit? Jy weet, daar's 'n skrifgedeelte in Johannes 20 waar die woordjie sien. By die opstanding van Jesus Christus, het Maria gekom en sy het gesien. Toe kom Johannes en hy het gesien. En Petrus het gekom en hy het ingegaan en hy het gesien. 3 keer word die woordjie gesien gebruik en ek en u sien dit in Afrikaans, maar is in Grieks heeltemal iets anders. Elke keer is dit 'n dieper sin van sien. Elke keer is dit meer geopenbaar. En ek en u kan sien, Jesus het aan die kruis vir ons gesterf, wonderlik. Maar dis vlak 1. Maar om werklik te kom om te besef, maar hierdie man, hierdie ou geaardheid, hierdie ou natuur, hierdie ou identiteit, het ook saam met hom gesterf, is ook saam met hom vasgenaal aan die kruis, sodat ek ook saam met hom opgestaan kan word in 'n nuwe mens. Dis uiters belangrik, dat ek in dit meer sien. Soos vers 8. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Nou goed, nou hier is dit nou moeilik. Want al die jare as ek geleer, jy moet sterf, Andries, jy moet sterf. Nou, op 'n stadium het ek nie geweet, okay, wat is nou waar nie? Het ek nou saam met hom gesterf, of moet ek nou nog saam met hom sterf? Want Paulus kom in Galasiërs 2:20 en hy sê, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees leef ek deur die geloof. Kolossense kom en hy sê, ons wat, hoe sê hy? Kom ons kyk dit gou. So ons moet nou vanaand te dink vasmaak. Moet ek nog sterf? Of het ek gesterf? Okay. Maar jy groei in die lewe in. Kolossense, wat sê Kolossense? Soos jy groei in hom, die kennis dat jy gesterf het. 3 vers 3, Kolossense 3 vers 3 sê, want julle het gesterwe. Julle het gesterwe. Ons is saam met hom gekruisig, klaar. Hierdie ou mens bestaan nie, en soos pastoor sê, nou moet ek leer om in daardie nuwe identiteit in te leef. En daardie nuwe identiteit myne te maak. En dan kom ons by dit by presies nou, dat jy mee begin, die dieptes, en dan groei ons in daai buite. Dis die proses. Amen. En al voel jy dit nie, al ervaar jy dit nie, al sien jy dit nie, en maak nie saak nie, want ons wandel deur geloof, en nie deur aanskouing nie, en baie moet die Here sekere goed toelaat,
dat ons dit kan inoefen. Weereens, alles het ons klaar gesê, kom ons gaan huis toe. Geestesvermoëns ingeoefen om te kan onderskei tussen goed en kwaad. Inoefening. En dis die geveg. Dis 'n goeie stryd. Die goeie stryd, die geveg van die geloof. Dit bly 'n geveg. Want oormôre dan wil die vyand weer kom om vir my allerlei goetertjies te sê en dan moet ek hom weer veg in die geloof en ek moet myself opbou in my allerheiligste geloof want ek is saam met hom gekruisig, maar ek is ook saam met hom opgewek. Die afsterwe maak dat ek klaar maak met dit, maar die opstanding maak dat ek in besit neem dit wat hy vir my instoor het. En dis waaroor dit gaan. OK. So ons is gesterf. Ou mens is. As jy sterf nie. Jy sterf nie in vlakke. I mean, uit die aard van die saak is, as 'n mens so siek is en ouer dan gestadig wat dit as jy dood sien dood. Jy dood. Amen. Maar leef vlakke. Jy groei in die dit jy sterf. Jy mos doen. Dat is wat is voor dat geestesgewoontes geestesvermoëns besit die gewoonte. Ons kyk hier goed wat laaste. Hebreërs 6. Hebreërs 6. Ek gaan gou kyk. Efesiërs 3 praat van lê dan nou die ou mens af. Wat ten gronde gaan deur die begeerlikhede word vernuwe in die gees van jou gemoed en word bekleed met die nuwe mens wat na God geskaap is in ware geregtigheid en heiligheid. Dis ons oefening. Is dat alreeds is ons gesterf in Christus, die ou mens is alreeds afgelê. OK, nou kan ek die ou mens aflê. Want as dit nie so was nie, as die ou mens nie saam met Christus gekruisig was nie, het ek in geensins die vermoë gehad om die ou mens af te lê nie. Okay, so Efesiërs 3 of 4, is dit 4? Daardie lê af die ou mens word vernuwe in die gees van gemoed en word bekleed met die nuwe mens wat na God geskaap is in ware geregtigheid, is absoluut totaal en al gebaseer en gebou en gefondeer op Romeine 6. Want dis waar dit plaasgevind het. Dis die realiteit, die geestelike realiteit het daar plaasgevind en nou leef ek in dit in. OK, Hebreërs 6, ek is op pad sien. OK, nee, dit is nie vers, is hoofstuk 5 vanaf vers 13 en 14. Hebreërs 5 vers 13 en 14, want elkeen wat melk gebruik is onervare in die woord van geregtigheid omdat hy 'n kind is, maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestelike vermoëns besit, het die gewoonte geoefen om goed van kwaad te onderskei. OK, so ek en u is saam met Christus gekruisig. As ons dan saam met Christus gekruisig het, glo ons dan dat ons ook saam met hom sal lewe, omdat ons weet dat die Christus nadat hy opgewek is, uit die dode nie meer sterf nie, die dood heers oor hom nie meer nie. Want die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterf. Ek en u kan nie met sonde deel nie. Absoluut. Ja, dis die grootste en ek het dit gesê by my ouma se begrafnis, want daar was 'n klomp mense wat altyd vir jou sê, jy moet met die sonde deel. Dis wat die vyand wil hê jy moet doen. Want nou is jou fokus op dit en jy kan nie ontslae raak. En omdat ons dink ons kan, sit ons naderhand met 'n eie-sinnige godsdienst soos Kolossense van sê. Ons dring in dinge wat ons gedink het ons kan nie en nou doen ons en ons is die engele en al. Kolossense praat daarvan, dit is 'n eie-sinnige godsdienst. Daar is een mens. Sy naam is Jesus Christus. En hy sê die mens, Jesus Christus. Hy is die enigste een wat met sonde kan deel. En al wat ek en u kan doen, is om aan sy voete vas te klou en te sê, dankie vir wat u vir daardie sonde in my lewe gedoen het.
Dan kan ons nie opgeblaas raak nie. Ons kan nie opgeblaas en hoogmoedig raak, omdat ons dink, ek het met daai sonde gedeel nie. Jy kan nie. Luister, jy kan nie met daai sonde te deel nie. Jy's te klein, jy's te lig. Dis Jesus Christus alleenlik wat die regte gewig is. Want ons almal anders geweg in te lig bevind. Hy's die enigste een wie se gewig die regte gewig is wat met sonde kan deel. OK. Daar's so baie, maar goed. Hy was vir die sonde eens en vir altyd gesterf, maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. Ek en u moet in Christus wees. Ons moet in Christus beweeg. Ons moet in Christus asemhaal. Ons moet in Christus dink. Dit is net in hom. Hy het vir die sonde gesterf. Hy en hy alleen leef vir God. En is alleenlik in hom en in die geloof in hom wat hy kan kom om vir God te leef. Ja. En dan vers 11. So moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus ons Here. Goed, wonderlik, pragtig. Paulus sê dat in Christus is ons in sy doop gedoop, ons het saam met hom opgestaan, deur dieselfde heerlikheid wandel ons nou in 'n nuwe lewe. OK, hoekom sien ons dit nie? Want vers 11 is nog nie realiteit nie. Reken jouself as dood vir die sonde en reken jouself as lewend vir God. Soos 'n mens in sy siel bereken, so is hy. En dis waar die probleem lê. Dis die probleem. Reken ek en u onsself as dood. Wanneer ons teen daardie ding teen staan kom, of wanneer ons in daai moeilike posisie is, dan vergeet ek ek's dood. Maar as ek myself nog kan reken, soos wat die Bybel sê ek is, dood vir die sonde, lewend vir God, het ek die oorwinning. Dis al, dis net daai. Dis net daai paradigm shift. So, reken jouself as dood vir die sonde, lewend vir God, in Christus, ons Here. So, dis 'n inoefening weer. Dis 'n inoefening. Hoe beskou ek en u onsself? Ek kan nou nie help nie, maar ek moet nou na Jakobus toe gaan. Jakobus sê, hy sê vir ons moet met sagmoedigheid die ingeplante woord ontvang wat in staat is om ons siel te red. Maar ons moet daders van die woord wees en nie net hoorders van die woord nie. Wat is soos mense is wat in 'n spieël kyk en vergeet hoe hy gelyk het. En omdat jy vergeet hoe jy gelyk het, daarom is jy nie 'n dader van die woord nie. Daar sê hy dit eenvoudig, dit Kolosseën. It's amazing. So wanneer ons is nie daders nie, wanneer ons vergeetachtige hoorders is. Ja. En as ek en u net kan bly by dit wat geskrywe staan ten opsigte van ons, myself kan reken as dood, self kan reken as lewend vir God, boem, ek gaan 'n dader van die woord wees. Dit gaan outomaties gebeur, want, en het jy ooit daar gedink, hoekom sê ingeplante woord? Want dit is in my gees. Dit is daar ingeplant. Niemand kan dit uithaal nie. Niemand. Dit kan nie verwyder word nie. Dit is absoluut 'n integrale deel van my gees. OK? Nou moet ek met sagmoedigheid wat ontvang? Dit wat in my gees aanwesig is, die identiteit, die DNA van Jesus Christus, soos wat hy is, soos ek in hierdie wêreld. Ek is soos hy, ek is na hom geskape in ware geregtigheid en heiligheid. Ek is 'n nuwe mens. Die ou ding het verbygegaan. Kyk, alles het nuut geword. Dis my DNA. Dis wat in my gees is. Dis wat in my ingeplant is, maar my siel moet in lyn kom met dit, so ek met my siel die hele tyd agter die nek gryp en sê, dis wie jy is in Christus. Ingeoefen. Oor en ek is so ontfiks.
Amen. Amen. Die liggaamlike oefening is van weinig nut nie, maar oefen julle in die godsaligheid. Voed jouself met die woorde van geloof. Vers 12, laat die sonde dan in julle sterflike liggaam nie heers, dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. OK, goed, hier begin nou 'n nuwe ding, en hy gaan nou vir ons nou sê dat, kyk, aan wie jy gehoorsaam is, of wie jy nou na voor luister vir hom, is jy in gehoorsaam, en dan word jy diensknegt vir hom. OK, goed, ons het al hieroor gepraat, maar kom ons doen dit net weer. Hoe rekonsilieer ons genade en om dan nou te doen wat reg is? Hoe bring ons dit by mekaar uit? Want as dit dan nou genade is, hoekom moet ons nog die ander goed doen? Want dit gaan nie oor die Here nie. Jy het nie nodig om hom te beïndruk nie. Jy het nie nodig om sy guns te wen nie, want sy genade is in totaliteit oor jou uitgegiet. Jy hoef nie iets by hom te verkry nie, maar aan die ander kant is dit die vyand. Daarom sê hy, laat die sonde dan in julle sterflike liggaam nie heers nie. Hoekom? Want hy gaan nou vir ons verduidelik hoekom. Want die vyand gaan kom en hy gaan jou lunch, hy gaan jou kos opeet en hy gaan jou sakkie stukken breek. Want dis wat hy doen. Die vyand, aanklaer van ons broeders het volgens gehoor, hy soek net 'n geleentheid om te kyk waar hy ons kan slaan, waar hy ons kan aankla, waar hy ons kan beroof, waar hy 'n opening kan kry. Hy is 24 uur daarmee besig, en dis waarom ons dan nou geset wil wandel. Nie om die Here te beïndruk nie. Ons wil nou geset wandel sodat ons hom nie 'n kans gee. Amen. En jy moet dit verstaan. Ons moet dit verstaan, anders is ons nou besig met werke en dinge hardloop verkeerd. Want as ons daai nie verstaan nie, dan begin ons roekeloos te leef, losbandig te leef. Maar as ons hierdie begin verstaan en begryp, dan word ons nie wetties nie, maar ons word deur die Gees van God gelei. Dit is so belangrik dat ek in hierdie goed verstaan en dit rekonsilieer. Dit gaan nie oor die Here. Nou gesetheid. Gaan nie oor die Here nie. Dit gaan oor die vyand wat 'n ding wil doen in ons lewens. En die Vader wil nie dit hê nie. OK? Dit is interessant want hy sê dat die sonde in julle liggaam nie heers. Wat vir my sê dat wanneer ek sterf, dis soos wat Leon het, my gees is nie sonde. My gees is rein. So, dis hoekom Paulus sê dit ek nou sonder ek dit doen in die vlees. Dis amper asof daar 'n skeiding in my plaas is. Daar's amper twee persone binne my. Daar's die geestelike persoon en die vleeslike persoon. Die geestelike persoon kan nie sondig. So wanneer ek sondig, is dit in die vlees. En dis die area waar die vyand jou wil beetkry. Dis juis in die vlees. Sodat, en dan soos dit later kom, sodat jy 'n slaaf van hom kan word, sodat hy jou vreugde kan skep. Amen. That's it. So dit is hoe ek sê, moet dit dan nou nie na die gees sondig gee, maar moet dit dan nie na die vlees doen, sodat die vyand hou vas op jou vriend. En dis kan nou waar jy sê, dit gaan nie meer hier oor wet en oor die Here nie, dit gaan hier oor dat ek nie vatplek gee aan die tyd. Want dis wat hy soek. Hy soek die plek waar hy my maagvete kan weet. Nou iets wat ons gemis het, wat ek gemis het, vers 6. Aangesien ons weet dat ons saam met hom gekruisig is. Hoekom? Sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word. Sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word. Nou, as jy soos ek is, dan dink jy onmiddellik, maar ek verstaan daai nou nie. Want hy is nog steeds hier so, hoor. Hy is nog steeds hier, hy is nog nie tot niet gemaak nie. Maar wat dit eintlik beteken, is dat die sonde wat sy toegang verkry deur die liggaam, verloor sy heerskappy. Dis waaroor dit gaan. Okay? So, voor Christus het ek nie 'n sê gehad
Ek kon nie eens weerstaan nie, ek kon nie eens teenstaan nie, ek kon nie eens teen bloede toe stry nie. Maar nou in Christus, nou dat die heerskappy van die sonde tot niet gemaak is, nou kan ek weerstand bied in Christus deur die werking van die Heilige Gees. Want dis waar hy sy kop kan uitsteek. Hy kan dit nêrens anders te doen nie. Soos pastoor sê, dis in my liggaam. Dis hier waar die wet van die sonde nog werksaam is. Tot op daardie dag wanneer ek verheerlikte liggaam verkry, maar tot op daardie datum gaan hy gaan sy kop wil uitsteek. Maar dit is my plig om na die Gees dan te kom. Dis my plig, na die Gees te sê, nee. Nee. Daar staan geskryf. Daar staan geskryf. Want dis die enigste hy wat in woorde nie struikel nie, is ook in staat om sy hele liggaam in toom te hou. Goed. So, maar ons weet almal dat dis die grootste probleem. Is die struikeling van ons mond. So nou voel ek 'n ding in my liggaam. En ek voel hom al 'n paar dae. Dit is asof daar verkoue in die hele wêreld is. En elkeen wil nou op jou klim. Jou seun is dodelik siek en hy staan reg voor jou en hy praat soos hy wil. En dan voel jy, hier kom nou 'n ding. Nou, waar moet ek hom vasvat? Woorde. Want hy wat in woorde struikel, is 'n volmaakte man. So nou moet ek die regte goed spreek. Spreek die regte goed oor en oor, maar is my siel, middelman, se plig om dit te doen. So ek staan hierso en ek kan besluit, ek gaan na die liggaam se simptome toe en ek gaan daaronder buig, of ek gaan sê nee, na die Gees in die ingeplante woord wat in my is, sê, deur sy wonde is ek genees, sy woord is genesing vir my gebeente. So, ek gaan net nog 'n bietjie ekstra paar ure aan die woord spandeer, want dit is genesing vir my gebeente. En nou kom dit deur die Gees en my liggaam moet reageer daarop. Dit is nie altyd so nie. Partymal is dit 'n stryd, partymal is dit 'n geveg, dis normaal, dit is so, maar hy moet kom. Laat die sonde dan in jou sterflike liggaam nie heers nie. En wat die Here met my gepraat het oor Jakobus 5 van die mond, is dat, okay, nou wil julle links en regs, wil julle die vyand bestraf en hy moet wegvlug en hy moet reageer, maar, wat van al die ander nonsens wat jy bytelmal praat? Al die negatiewe goeders wat uit oor jou mond kom. So oefen jouself in dit, en dan wanneer jy jou mond oopmaak, dan spring daai simptome so vinnig as wat dit kan voor jou weg, want jy is ingeoefen. Weer 'n inoefening. Okay. Vers 13, moenie jou lede stel tot beskikking van die sonde, as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julleself tot beskikking van God. Is dit al 7:30? Tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God, want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Wees net genade. Wat dan? Sal ons sonde doen omdat ons nie onder die wet is nie, nie stellig nie? En dan vers 16. Weet julle nie dat aan wie julle jouself as diensknegte tot beskikking stel om hom gehoorsaam te wees, julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is nie? Of van die sonde tot die dood, of van die gehoorsaamheid tot geregtigheid. En dis waaroor dit gaan. Dis waaroor ons geveg gaan. Dis waarom ons vas en bid. Dis waarom ons die aangesig van die Here soek. En tog verstaan ek nog nie die realiteit van hierdie dinge nie, maar die siel is 'n bloedseier. Hy kan net nie ophou nie. Hy gee net. Hy sê net gee net. Hy's altyd besig om te wil droogmaak. Altyd. Los hom net vir 'n oomblik, dan bedink hy die grootste klomp nonsens. Die grootste klomp snert. Dan vat hy 'n ander pad en hy wil kyk of hy dit kan doen en wat altyd. En daarom moet ek die geestelike dissiplines toepas sodat ek hom onder beheer kan hou, bring en hou. Anderster word hy 'n dienskneg van die verkeerde dinge. Aan die pad, hy wil altyd net 'n diens, hy's gemaak om 'n dienskneg te wees. Ja, pastoor. Daarom sê die woord dat
Christus het ons nie gegees van geesagtig. Amen. En selfbeheer. Amen. Hierdie selfbeheersing wat aan die einde van die vrug van die gees het so integrale invloed op al die ander vrug van die gees. As ons onsself nie gaan beheer, gees teen die vlees, is 'n deurlopende stryd. Continually. Amen. 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 So ja, al die pad is ingestel. Dis 'n fokus van vers 13 en vers 16 so aan aan. Dis 'n fokus ek op die woord, fokus ek op die gees. Fokus ek op wat ingeplante saad op baas. En dit is ongelukkig so. Dis selfwees en selfdissipline. Interessant is, toen Jezus gesoek was, het hy nie bestaan van straf virus nie. Het hy net met die woord gedaan. Dat staan geskrywe. Nou, dit is die eerste keer wat ek dit nou raak sien nie, maar dit lyk regtig asof pastoor het dit nou net gesê, ingesteldheid. Daar is nie neutraliteit nie. Jy kry nie neutraal in die geestelike dinge nie. Of jy word 'n dienskneg, hoe sê jy word gehoorsaam, gehoorsaam te wees 'n dienskneg, of van die sonde, of van die geregtigheid. That's it. Of jy is besig om na die geregtigheid toe te beweeg, of jy is besig om na die sonde toe te beweeg. Al die pad is hy, en hy weet dit. Die vyand weet dit. Daar is nie rustyd nie. Amen. As jy altyd, ek sê dit nog altyd, jy kan nie stil staan. Either you moving forward or you moving backwards. En die gees is daar nie plek vir stil staan. Dis een van die grootste leuns van die vyand, is om jou gemaklik te maak en sê, okay, dis verby, dis klaar, jy het raai, that's it. En die oomblik wanneer jy gaan stil staan, hoef hy nie eers meer vir jou te doen. Dis net, en dan gaan jy drie keer. Dit is regtig so. Jy kan nou bid en jy kan Bybel lees en jy's nou in, jy's nou lekker. Nou wil jy net so 'n bietjie gaan ontspan. YouTube. Net so 'n bietjie scroll. I know. So 15 minute later dan voel jy soos 'n absolute O, Here vergewe ons, want dit is so die waarheid. Dit is so die waarheid. En wat interessant is, Dit sê tegnologie is 'n goeie ding. Maar op sy beste, hoe die ergste ding, wat ek maak, wat leer is. om dis 'n ander ding, om dit permanent bid. Om is ook nie 84 nie, maar om 'n dag en nag bid soos wat is sy naam? Kom weer. Is nie dis dit nie, nee. Okay, dag en nag. Om 'n dag en nag bid. Dis al uitkoms wat daar vir oom is. En die ander van ons wat nog getroud is sal verdrukking ly, maar oom kan bid. Die ander van ons sal verdrukking ly. Oom kan vas en bid. Ja, ons is nog getroud, ons is nog vas en bid. Maar ons het ook gesê in die laaste tyd, dat selfs hulle weet, Ja, so om wil moeilikheid te haal daai skrif aan. As jy wil moeilikheid hê, dan praat jy van 1 Korintiërs 7, van 'n welvoeglike en onafgebroke toewyding, dat die wat ween, moet wees asof hulle nie ween nie. Die wat bly is asof hulle nie bly is nie. Die wat verkoop asof hulle niks besit nie. Hy wat hierdie wêreld gebruik asof hy nie dit ten volle gebruik nie. En hy wat getroud is asof hy nie 'n vrou het nie. Kyk, dis 'n lekker preek daai. Welvoeglike en onafgebroke toewyding aan die Here. En dis die enigste manier hoe ons gaan vry wees van die sonde. Dis die enigste manier. En die Here het dit so bewerkstellig. Hy het dit so gemaak. Want hy is 'n God van gemeenskap. So as ek en u kon regkom sonder hom, dit sou met baie respek dom gewees het van sy kant af om dit so te bewerkstellig. Want dan kon ek en iemand net geleef het sonder hom. Maar dit gaan
juis oor absolute afhanklikheid van hom. Dit gaan oor geloof. Weet jy wat is geloof? Jare terug, ek weet nie of hulle vandag nog DStv het nie. DStv, het hulle nog DStv vandag? Okay, maar geloof is DStv. Dependence, surrender, trust and victory. That's it, dis geloof. Absolute afhanklikheid, absolute vertroue en absolute oorgawe bring oorwinning. En dis hoe die Vader dit bewerkstellig het. Daar is nie 'n ander manier nie. Okay, so ons wil van harte gehoorsaam wees aan die voorbeeld van die leer wat aan ons oorgelewer is en vrygemaak van die sonde vers 18 het ons diensbaar geword aan die geregtigheid. Ek spreek menslikerwys ter wille van die swakheid van julle. Dis die probleem, nee. Dis maar permanent die probleem. Okay, dis hoekom ons hom moet kastei. Ons kastei hom, want hy is die probleem vanweë die swakheid van julle vlees. Gees is gewillig, die vlees is swak. Okay? Net soos julle julle lede diensbaar gestel het aan die onreinheid en wetteloosheid om wetteloos te wees, so moet julle nou julle lede diensbaar stel aan die geregtigheid tot heiligmaking. Okay? Want toe julle diensbaar was van die sonde, was julle vry van die geregtigheid. Watter vrug dan het julle toe gehad van die dinge waaroor julle nou skaam, want die uiteinde daarvan is die dood, maar nou dat julle vrygemaak is van die sonde en diensbaar geword het aan God, het julle jou vrug tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe. Dis waar ons op pad is. Alhoewel ons reeds die ewige lewe nou beleef en ervaar vanweë omdat Christus ons heiligmaking geword het. En ons is nou klaar met daai gedeelte, maar hoofstuk 6, ek wil u vra, kom ons gaan sit net 'n rukkie met hoofstuk 6. Daar is, ek dink nie ons het eers 5% daarmee van behandel nie. Daar's so baie daarin, maar heiligmaking is dieselfde as regverdigmaking. Regverdigmaking kom vanuit wat Christus gedoen het, heiligmaking ook. Baie mense wil geregverdigmaking losmaak van heiligmaking en sê goed, deur Christus het hy my tot geregtigheid gebring, maar nou moet ek op my tande kners en ek moet heiligmaking nastreef. Dis nie wat Paulus vir ons leer in 1 Korintiërs nie. Hy sê Christus het vir ons geword wysheid, geregtigheid, heiligmaking en verlossing. Hy is alles. Jy kan nie heilig wees sonder onmoontlik. Dis nie, daar is geen, want kom ek net weet wat jy sê, as dit dan moontlik was, het Christus nooit nodig gehad om te sterf nie. Het ons nie nodig gehad om te verhouding nie, want jy kan dit self doen. You cannot do it. Ons beste is om dan te gaan na vers 13 en 16 en ons ingesteldheid te verander, om in Christus te wandel. Ja. Ek kan nie die sonde afspreek. Ek kan nie heilig. In die eerste plek sê die skrif, hy het my heilig gemaak. Hy het my afgesonder. Hy het my gereinig deur sy bloed. Hy het my geregverdig deur sy bloed. Hy het my geheilig deur sy bloed. Nou leef ek 'n lewe. Dit is eintlik waaroor dit hoofstuk 6 gaan, is om tot die besef te kom dat die ou mens het afgesterf. En ek wil nou groei in my lewe, die nuwe lewe in Christus. Amen. En groei. En na mate ek groei, word ek heiliger. Word ek meer soos hy. Tot ek kan kom tot die Efesiërs, waar ek kan kom tot die volle mate, die volle grootte van Christus. Hierdie is eintlik waar Paulus die proses verduidelik van om te lewe. Ja. Die ou mens het gesterf, nou die nuwe mens moet nou lewe. Lewe dit in Christus. Verander jou voor, verander jou ingestel. Maar weer, jy kan nie stilstaan. Amen. Just keep moving forward. Totdat jy kom en hier's nou vir my. En dis waar wat jy sê, die oomblik is jy geweet dat waar is jy die ewige lewe ontvang. Maar wat hy hier eintlik my ervaar, is wat hy bedoel, die vrug van heiligmaking en dan tot die ewige lewe. Is eintlik om jou te sê, is dat daar is oorwinning. Daar kom 'n plek waar hierdie vlees afsterf en waar die verganklike met onverganklike met vlees. Daai dag gaan jy in die volle rus. Daai dag
is hierdie stryd afgehandel en dat dit fout, dat dit altyd. Dan leef jy vry van enigiets waar die vyand wys nie daaraan. Maar ek meen, to be quite honest, dink ek het ons nog steeds, al was die duivel nie daar nie, in ons vleeslike natuur gaan ons altyd 'n stryd hê, want die siel wil maar net sy eie ding doen. So al die duivel vir 'n tydskap vasgebind en ek het met hierdie vlees gesit in daai tyd dan het 'n probleem gehad. Daarom verander die onverantwoordelik. Ek dink dis vir my is dit wat ek laat sê. Hierdie stryd gaan tot einde. En daar is 'n ewige vrede. Tot 'n mens hart tot sonde. Dit moet. Watter deel? Watter deel? Jou gees. Jou gees. Ja, want dit is 'n feit dat jy gewederbaar is jy wat hy sê in 2 Korintiërs 7 dat dis woord wat hy daarop het so anders maar dat in die eerste plek dat in my gees wat ek verantwoordelikheid in opsigte van dit en ek hou nie daarvan. My vlees nie is saam, maar dit is waar, dit is die gees. Maar die oomblik wanneer jy op 'n plek is waar jy tevrede is en die goed is, dan is jy gevaarlik met die gees sal altyd weer van die Dis ook ek dink die Bybel sê, Paulus sê, ek dank die Here dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, sal dit volbring. So die Vader werk altyd van die binnekant na buitekant. Die vyand werk van buitekant na binnekant. Maar die Here werk van binne af buite toe, vanuit jou gees uit. Daarom gee hy vir jou die wedergeboorte as 'n lewende hoop, want dis die begin. Sonder dit kon daar niks plaasvind nie. So hy doen 'n werk in jou gees, hy wederbaar jou na die gees, jy ontvang 'n nuwe mens, jy is 'n nuwe mens in die gees, en nou van binne af buitekant toe moet dit werk. Jesus sê tog die koninkryk is soos 'n 3 mate wat ingewerk moet word. So daardie suurdeeg is die gees, maar daai moet nou ingewerk word in jou siel en nader moet jou liggaam net sê, ja, is reg. Okay, ek weet ons gaan weer vas. Okay, is fine, ons gaan bid. Okay, ek wou iets sê, maar weet jy wat, ek bly maar liewer stil. Kom ons gaan bid net. Dis fyn. Ja, maar dit vat tyd, dit vat 'n proses. Nou Jesus is in die middel gekruisig. In die siel. Dis waar die dinge moet plaasvind. Dis waar die eie ek moet sterf. Dis waar ek moet verloon word. Nou pastoor het nou iets getrigger, maar okay, dis nou oop vir debat en ek gaan nie eens daaroor praat nie, maar jy weet daar's 'n gedeelte in Openbaring 20:21 dat na die 1000 jaar word die vyand weer losgelaat. En dan gaan hy kom op die 4 hoeke van die aarde en hy gaan hulle weer met mekaar kry en hulle gaan maar weer kom en hulle gaan weer opstaan teen die Here en sy gesalfdes. Nou oeps, ek moes nie hierheen oopgemaak het nie. Maar goed. 2 Petrus 2 sê vir ons, met sy koms, met sy parousia, met sy koms, gaan die aarde verdelg word. Die elemente gaan brand en verbygaan. Goed? So dit moet plaasvind voor die 1000 jaar. Alles moet gaan. Okay? Maar nou, wie gaan nou weer met mekaar gemaak word? Dit is nou my eie opinie. Die Vader het 'n saak aan met die mens en met die siel van die mens. Want net soos wat pastoor sê, as ons hierdie ding het, is ons nog verskonings. Maar as hierdie ding nie meer hier is nie, wie gaan opstaan teen hom? Die siel. Daai sondige, rebelse siel sal maar weer agter die duiwel aankom en agter hom inskuif en kyk of ons nie maar weer eens 'n kans kan kry teen die Vader nie. Want die probleem lê in die siel en die hofsaak sal afgehandel word waar die Vader sê, kyk, daar's nou niks meer nie. Daar's nie meer hongersnood en al dit en die skuld en daai skuld en
ek is getroud en al daai goeders nie. Al daai goed, al daai verskonings is weg. Maar toe die vyand sê, kom, dis jy daar. En hy sê, goed, nou wys ek jou. En hy vat die dood en die doodryk en hy sit hom in die vuurpoel en sê, sorry. Jy het jou eie heil bepaal. Jy is opstandig en hardnekkig van die begin af tot op die einde toe. En die Here sal sê, ek is nie skuldig nie. Jy is skuldig. Okay, dis soms so by the way. Okay, maak wat jy wil daarmee. Maar op die einde van die dag, Jesus Christus het gekom om siele te red. Want verraggies, my siel het redding nodig. Die einddoel van my siel is die saligheid van my siel. Einddoel van my geloof. En ek moet die ingeplante woord ontvang wat in staat is om my siel te red. Tot op daardie dag, jy hoor wou die Boucham is dood. Tot op daardie dag. Ja. Hartaanval. Hartaanval, ja. Hy is maar 56. Ja, hy sê ja. Tot op daardie dag, wanneer daardie dag plaasvind, en hy is, wow, hy is well off. Tot op daardie dag, sal hierdie siel maar altyd 'n issue hê, en 'n probleem en 'n pyn hê, en ek moet maar net weer kom my ingeplante woord ontvang, wat in staat is om my siel te red. Oor en oor en oor is dit nou maar net so. Totdat ons die verlossing verkry, die verlossing van ons liggaam, uit hoop is ons gered, en die hoop is skaam nie, en dan daardie dag sal ons weer beweeg, verheerlike liggaam, en hierdie siel sal in lyn wees, in totaliteit. Gees, siel en liggaam onberispelik bewaar, by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Kom ons bid, kan ek bid? Dankie dierbare Vader, vir die kosbare voorreg wat ons gehad het, Vader. Weer eens het ons nie gedoen wat ons veronderstel is om te doen, die Vader, ons het net op